Goeiemôre gemeente. Welkom in die erediens. Dit is die eerste Sondag in lydenstyd en ons sien uit daarna om ook hierdie pad as 'n gemeente saam agter die gekruisigde Jesus aan te stap. En enkele aankondigings voordat ons begin met die diens. Ons sê geluk aan almal wat vandag en ook gedurende die week verjaar. Vandag verjaar Frik Paul en verder is daar 'n klompie verjaarsdae sal julle sien, maar onder andere ook tannie Marie Brand wat dood 80 is. Ek wil dalk ook sommer gou van die geleentheid gebruik maak om te vra, kan almal my mooi duidelik hoor? Indien nie, steek sommer net 'n hand op dat ons kan sien of ons nog harder moet sit. Klink dit reg? Daar's hy. Vriende, daar's 'n klompie mense aan wie ons dink. In die besonder dink ons aan Sybrand Grobbelaar wat donderdag 'n ingrypende prosedure ondergaan het. Ons is dankbaar dat die operasie suksesvol verloop het en ons dink ook aan hom wat die pad van herstel betref vorentoe. Ons dink aan Jolani Kriek se boetie Johan Breitenbach wat in daai ernstige motorongeluk beseer is. Hy is geskuif na 'n rehabilitasiesentrum en dit is nog 'n lang pad wat vir hom voorlê ook van rehabilitasie. En dan dink ons ook aan Dani, Jenny, David, Zia de Villiers. Dani, soos julle weet, ondergaan tans intensiewe behandeling en ons hou hom, maar ook sy gesin in ons gedagte in hierdie tyd. En dan is ons ook sommer baie bly saam met Johan en Marietjie, wat nog 'n kleindogter ryker is, kleine Clara Els, wat in die week gebore is, die 17de Februarie, mag sy sommer net groot vreugde vir julle en julle familie en gesin bring. Indien daar enige besoekers of nuwe intrekkers is, baie welkom hier by Waterkloof Kerk. Dit is vir ons lekker om julle in ons midde te hê. Julle is welkom om sommer vir my na afloop van die erediens hierso by die nagmaaltafel te ontmoet. Dominee Dewald is vanoggend by Groenkloof gemeente aan die woord, so ek sal hier wees na die erediens indien enige van julle dalk enige vrae het of sommer net my wil kom ontmoet. Dit sal lekker wees vir ons om vir julle te ontmoet. Die wit olifantverkoping wil ons sommer net julle aandag daarop vestig dat daar nog 'n dag is. So dit is nie net Saterdag nie, dit begin alreeds Vrydagmiddag 12:00. Julle sal ook sien dat daar heerlike vetkoeke te koop gaan wees Vrydag hierso, terwyl julle kan rondsniffel en dan is dit op Saterdag van 9:00 tot 12:00 gaan die verkoping voort. So ons sien uit om ook almal van julle daar te sien en ook dankie Rina julle vir al julle moeite en harde werk in hierdie tyd. Ons waardeer dit geweldig baie. Dankie vir almal wat items kom aflaai. Daar's 'n mooi klomp goed en ons is sommer net opgewonde daaroor. Verder sal julle sien dat in ons gemeentebrief ons het 2 verjaarsdae wat nog om die draai is vir wie ons nou nog nie iemand kon allokeer wat gaan koek bak vir die jong dames van Peas in 'n Pot nie. Een verjaarsdag is op die 8ste Maart en die ander een is op die 20ste April. So indien jy voel dat jy sommer 'n bietjie sal wil uithelp wat koek en verversings betref vir die jong meisies se verjaarsdag wat ons na hulle skool toe kan stuur, kontak sommer gerus vir my vir Dewald of die kerkkantoor en dan maak jy ook op so 'n wyse 'n verskil in die gemeenskap. Daar is meer inligting ook daar rondom in die brief. Kom ons word 'n oomblik stil en vestig ons gedagtes op die hier en die nou en die erediens. Reg oor die wêreld word lydenstyd met die aanvang van lente gevier. Veral nou in die noordelike halfrond, maar hier by ons in die begin van die herfsseisoen. Nou besef ek dis hierdie jaar 'n bietjie vroeg lydenstyd, maar die koeligheid wat ons hierdie week ervaar het en selfs vanoggend iets daarvan kan ons help om sommer so lank ons gedagtes in daai rigting te stuur. Maar hierdie lydenstyd wat 'n tyd van stroping is eintlik heel gepas dat dit in die herfsseisoen hier by ons plaasvind. Ek gaan dat ons erediens vanoggend begin in die vorm van 'n verootmoediging. En dit is die woorde van hierdie bekende gedig Vroeg Herfs van NP van Wyk Lou. Maar in plaas daarvan dat ons dit net gaan lees vanoggend, gaan ons daarna luister.
Die Affiekoor het in 2022 'n opname daarvan gemaak, die seunskoor. En gebruik hierdie lied, luister daarna en in die besonder die woorde: O Heer, laat hierdie dae heilig word. Laat alles val wat pronk en sieraad was, of enkel jeug en ver was van die pyn. Laat ryp word, Heer, laat u wind waai. Laat stort my waan, tot al die hoogheid eindelik vas en nakend uit my teerder jeug verskyn. Kom ons luister na die lied en maak dit ook ons gebed so aan die begin van hierdie erediens. Aan die begin van die lydensseisoen bely ons vanoggend saam met Johannes die Doper: hy moet meer word en ek minder. Liewe gemeente, ons groet mekaar in die naam van die lydende Here.
genade en vrede. Jy is so welkom hier vanmôre en om saam hierdie lydenspad met mekaar agter die Here aan te stap. Kom ons staan en dan sing ons 'n lied wat iets vertel van God se goedheid en God se liefde. Ek wil gou by ons jong mense hoor, dalk, ek wonder, dalk moet julle gou hier voor by my kom staan. Sommer vinnig. Die wat wil. Dink gou vir 'n oomblik in watter laerskool is jy? Wat is jou skool se naam? Ek wonder of hier meer as een skool vanoggend is en of almal in dieselfde skool is. Ja, kom ons begin sommer hier. Ja. Laerskool. Ons het 'n laerskool Anton van Wouw. Wie is nie in laerskool Anton van Wouw nie? Kom ons vra dit. Alright. Wie het watter skool is jy, Sieltjie? In die Leeuwtjie klas. En by watter skool? Is dit Swaan en Flamink? Nee. Ja, wie is almal in Swaan en Flamink? Hier is ook 'n paar. En watter skole is hier nog? Waar is Lia? Ook Anton van Wouw. Okay, nee, ons is nou 'n klomp boutjies. Wie kan vir my sê 'n bietjie moeiliker vraag? Hoekom is die skool se naam Laerskool Anton van Wouw? Wie gaan ons vandag vra? Kom ons begin hier by Philip. Want die mens met die wapen se naam was Anton van Wouw. Die mens met die wapen se naam was Anton van Wouw. Okay. Ja. Kom ons hoor nog. Ja. Anton van Wouw was 'n skilder. Hy het gemaak van klein skool. Is hy 'n kunstenaar gewees, nê, 'n skilder en te vernoem hulle die skool na hom, nê. So dit is hoekom die skool is vernoem na iemand, nê. Okay, julle moet my gou vanoggend help. Ons kort, wat ek net gou hier reg maak. Ons kort 'n nuwe naam vir ons gemeente. Ons kan nie meer Waterkloof gemeente wees nie. Wat dink julle kan ons die gemeente noem? Ek kort 'n paar idees. Ja. Ja. Okay, behalwe NG Anton van Wouw. Wat dink julle kan ons hierdie gemeente noem? Nee, Philip. Kom ons dink 'n bietjie. Ons kort regtig bietjie hulp. Wat kan ons die gemeente noem? Wat dink julle kan ons, ja. My naam? O nee. Nee. Ons mag nie dit na die dominees vernoem nie. Nee. Ongelukkig nie. Kom ons dink 'n bietjie, as ons kerk na iemand moet vernoem, wie dink julle? Jesus, nee. NG Jesus Kerk, ons kom daar.
Nou, daar's 'n lang tradisie vir hoekom gemeentes hulle name kry. Baie interessante artikel vir die wat wil gaan lees, Naming the Church, Expressions of Belonging and Belief Through the Centuries, wat 'n universiteit gemaak het. Maar die lank en die kort is dat gemeentes dikwels genoem word na eienskappe, veral in die katolieke tradisie van Jesus, nê. So dis nie net die kerk van Jesus nie. Hulle sê baie keer dan dink hulle aan eienskappe van Jesus en dan noem hulle die gemeente van daai eienskap. Die bekendste is waarskynlik die Sacré-Cœur, nê, wat in Frankryk is. Ja, toe maar, nie almal ken hom nie. Hy is vernoem in die Engels, is dit the Sacred Heart of Jesus. Met ander woorde, dit wil sê, hierdie gemeente is vernoem na die hart van Jesus, nê. Okay, dit raak 'n bietjie moeiliker, maar vandag gaan julle 'n storie in die kinderbediening leer van Jesus wat gesien het dat ander mense swaar kry en toe kom sy hele binneste, praat hulle van in beroering. Hy het saam gehuil. Hy het saam met mense gehuil. Sy hart het saam met hulle seer geword. Dink julle dit kan ons help vir 'n naam vir die kerk? Wat sal ons dit dan kan noem? Die gemeente van wat van Jesus? Jesus wat hoe is? Jesus wat? Liefde is. Jesus wat? Vriendelik is. Jesus wat saam met mense huil. En gee God van liefde. Dis eintlik 'n baie oulike naam. Alraai. Goed, ek het gewonder somme, die gemeente van Jesus wie se binneste draai vir die seerkry van die wêreld. Dis nou 'n lang naam, nê. Nee. Alraai, maar ek gaan julle nou hier uitstuur. Julle het ons nou baie gehelp en dan gaan julle saam met al die kinderfasilitators bietjie verder hieroor gesels. Alraai. En dan moet julle maar vir ons kom sê wat se naam julle besluit het. Alraai. Dankie julle. Is jy? En gee hart van Jesus, dit klink lekker. Dankie julle. Sy bring vir ons. Dankie. Dankie julle. Hoe lekker is dit dat wanneer die kinders uit is, dit lyk asof halfte van die gemeente nie eers meer in die erediens is nie. Ons wil sommer dankie sê Elze, Nicola, Elske, Kara, Isai, Zabet, Magtel, Hanlie, Tegan, Ilse, klomp fasiliteerders wat met ons jong mense werk. Dis vir ons regtig 'n voorreg dat hulle ook met soveel liefde en deernis hierdie pad saam met ons jong mense stap. Vriende, die kinder- en intergenerasionele moment is nie sommer net nie, maak 'n knoop in jou oor daarvan, ons gaan weer in die erediens daarna terugkom. Vroeër in die week, tydens 'n gesprek met 'n afgetrede kollega van my, het James het hy my herinner dat Prof Wyle, Prof Andries van Aarde, die wat julle nou van hom ken sal weet, hy is 'n wêreldklas Nuwe Testamentikus, historiese Jesus navorser gewees hierso by Tuks en ook in die Hervormde Kerk, dat hy 'n besondere plek vir ons teksgedeelte wat ons vanoggend gaan lees gehad het. Asof na jare se navorsing oor wat hy genoem het die saak van Jesus, hy hierdie stukkie teks vanmôre as amper die hart van die saak van Jesus beskou het. En James herinner my toe nou ook daaraan, nie net dat dit vir hom 'n besondere teks was vir Andries van Aarde nie, maar dat hy ook altyd hierdie teks gelees het saam met Bach se Jesu blyf myne vrede. En ek gaan vanoggend van ons die Afrikaanse weergawe van daai lied van Bach lees, soos wat dit vervat is in 'n lied. En dit gaan dan ook ons gebed wees vanoggend voordat ons hierdie stukkie teks saam lees. Kom ons bid saam. Jesus, U is ons hart se vreugde.
U is ons bron van troos en krag. Jesus, U dra ons deur lyding, wat ook al op ons sou wag. U is blydskap, U is wysheid, U ons strewe na die waarheid. Daarom hou ons U voor oë, Here. Daarom dat ons in U glo. Op ons pad gee hoop vir ons rigting, tot ons lied voor U weer klink, waar ons saam met al U kinders van U lewenswater drink. Here, hierdie waarheid rig ons lewe. Hierdie wysheid word ons strewe. Jesus, lei ons as U kinders, sodat ons by U ons vreugde kan vind. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit die Johannes Evangelie, net 'n paar verse van vers 29 tot 34. Maar voordat ons die boodskap lees, wil ek net so 'n stukkie agtergrond wat ons sal help om meer van die Johannes Evangelie te verstaan. Vir die wat dit interessant vind, kan jy dit in gedagte hou. Ek dink dit help ons nogal. Die Johannes Evangelie is die laaste evangelie wat ons tot ons beskikking het, waarskynlik laat eerste eeu, so tussen 90 en 100 na Christus geskryf. En hoekom dit belangrik is dit is na die verwoesting van Jerusalem en die tempel. So iets van daai ontwrigtende konteks waarbinne dit ontstaan het. Daar was 'n klompie geloofsgroepe waarby hierdie groepie aan wie Johannes skryf, hierdie vroegste Johannese gemeente sou ons kon sê, waarby hulle uitgesluit is, waarby hulle nie ingepas het nie. Onder andere die disippels van Moses was 'n groot beweging gewees wat 'n klomp reëls, regulasies gehad het rondom wette, geglo het, absolute navolging van die Torah is wat van jou gelowige maak, wat jou deel maak van die groep. Hulle was bekend as die disippels van Moses. Daar was die plaaslike Joodse leiers of die Judeërs gewees wat met 'n klomp tempelmaatreëls het vir mense onmoontlik gemaak het om deel te word van die binnekring. Hulle was daardeur uitgesluit en dan was daar ook 'n breër Griekse, Romeinse, eintlik 'n heidense wêreld waarin hulle ook nie tuis gevoel het nie en ook uitgesluit was. So ons sit hier met 'n groepie wat as gevolg daarvan op 'n manier 'n bepaalde identiteitskrisis gehad het. Hulle was tussen wêrelde. Daar het vrae by hulle ontstaan, wie is ons? Waar behoort ons? Is ons dan nou nog steeds deel van God se volk as ons dan nou nie in een van hierdie groepe ingedeel kan word nie? En dan skryf Johannes juis om hulle identiteit op 'n manier radikaal te anker in Jesus. En dan so laaste opmerking, die doel van die evangelie word reg aan die einde van Johannes in Johannes 20 baie duidelik gemaak wanneer die skrywer sê, ons skryf al hierdie dinge sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe in sy naam kan hê. So daar kry ons 'n baie duidelike aanduiding waarom die evangelie geskryf is. Dit dan nou in die agtergrond. Kom ons lees die teks. Hier kry ons 'n episode waar Johannes die Doper aan die woord kom en ons lees daarvan in vers 29. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, kyk, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy is die een van wie ek gesê het, na my kom 'n man wat belangriker as ek is, omdat hy voor my was. Ook ek het hom nie geken nie, maar juist daarom het ek gekom en doop ek met water, sodat hy aan Israel bekend gemaak kan word. En Johannes het getuig, ek het die Gees uit die hemel sien neerdal soos 'n duif, en hy het op hom gebly.
ook ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het vir my gesê, hy op wie jy die Gees sien neerdal en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig, hy is die Seun van God. Nou, julle sal onthou ook uit laasweek se boodskap wat nogal gefokus het op die Seun van God vanuit die Markus Evangelie, is hier 'n stukkie openbaring van Johannes die Doper oor wie Jesus is. Hier reg in die begin in die Johannes Evangelie in die eerste hoofstuk eintlik so ietsie van 'n belydenis van die inkarnasie, met ander woorde dat God in Jesus in 'n mens sigbaar geword het en net gewoon daai Seun van God hierdie belydenis dat in Jesus leer ons vir God ken, sien ons vir God. Hierdie kunswerk is dalk aan 'n klompie van julle bekend. Dit is 'n kunswerk deur Matthias Groenewald en dit is oor Jesus se kruisiging en ek dink dit kan ons vanoggend help. Dit is so tussen 1512 en 1516 voltooi en dis deel van hierdie Isenheim altaarstuk wat hang in 'n hospitaalkapel. Die mense wat in daardie hospitaal behandel is, het 'n gruisame velkondisie gehad. Aan die ander woorde, die stuk hang nou nie in 'n kunsgalery nie, dis deel van daai kapel. En hulle het hierdie gruisame velkondisie gehad, seere op hulle lywe met enorme pyn en ongemak wat daarmee gepaard gaan, wonde wat gewoon nie wou heel nie. En hulle het ellende in die lewe geken. En dan word die storie vertel dat wanneer hulle na die kunswerk gekyk het, hy is ook so geplaas dat hulle die onderste gedeelte is tot op die vloer, hy's laag, so mense sou by tye wat in die hospitaal is teen die kunswerk gaan lê, by hom by die voete gaan lê. En wanneer hulle na die kunswerk gekyk het, dink ek is dit belangrik en jy kan dit gerus 'n bietjie gaan naspoor op Google. Net van nader gaan kyk, as hulle na die kunswerk gekyk het, het hulle nie 'n mooi Jesus gesien nie. Hulle het 'n Jesus gesien wat self verwond is. As jy ver naby gaan, lyk dit selfs asof daar wonde op sy vel ook is van hierdie velsiekte. Daar by die lammetjie, daar aan die kant, staan Johannes die Doper. Nou ons weet mos nou kronologies hoort hy nie daar nie. Hy hoort nie by die kruis gebeure nie, want lank voor die kruisiging is Johannes die Doper mos nou oorlede. Maar hy word met 'n rede in hierdie kunswerk geplaas. Let op na sy vinger, wat baie prominent is, en daai vinger en die styl van die vinger, skryfkommentare is verwysend, nie uitwysend nie. Dit wys na Jesus. En wil Johannes die Doper ons help om te verstaan, dit is oor Jesus waaroor dit gaan. As jy nou 'n bietjie nader gaan, daai gedeeltjie daar, dan sal jy sien, agter Johannes die Doper, wat sy vinger so wys, hierdie lang uit proporsie uit vinger, is daar in Latyn 'n inskripsie. En as ons dit vertaal, dan staan daar, hy moet meer word, maar ek minder. Na aanleiding van Johannes 3:30, waar Johannes die Doper daai woorde gebruik, wanneer hy oor Jesus weer eens praat en sê, hy moet meer word, maar ek minder. En hierdie kunswerk help ons om aan die begin van lydenstyd, as dit ware so 'n bietjie gefokus te bly. Waaroor gaan dit in lydenstyd? Hy moet meer word en ek minder. En as ons hierdie vinger nie raak sien nie, as ons hierdie fokus op Jesus verloor, dan verloor ons ook ons identiteit. En ek wil hê jy moet hier reg aan die begin op eerste Sondag in lydenstyd bietjie hoor en nadink oor hoe hierdie Jesus ons help om uiteindelik dan nou te verstaan wie ons is. En as ons dan nou hierdie fokus met die hulp van die kunswerk en die Johannes Evangelie skuif en die kollig op Jesus laat val, dan hoor ons vanoggend nie net enige prentjie van Jesus nie, maar Jesus, die Lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. Die sonde van die wêreld wegneem. Dit is die Jesus wat meer moet word,
terwyl ek minder word. Dit is die Jesus wat vir my gaan help om te verstaan wie ek is en wie ons as gemeente is. Nou, tydens die familieoomlik het ons met ons kinders lekker gesels oor hierdie tradisie in die Katolieke Kerk wat gemeentes na sekere aspekte van Jesus vernoem. En dan vra ons toe nou, as ons nou 'n nuwe naam moet gee vir die gemeente, ek wil vanoggend vra, wat sou dit beteken as ons dan nou bekend sou staan as die gemeente van die Lam van God? Wat sou dit beteken as ons as kerk op hierdie aspek van Jesus fokus om te sê en te verstaan wie ons is? In die eerste plek dink ek, is dit nogal bevrydend om te besef dat in plaas van 'n klompie holriggeryde uitdrukkings oor die betekenis van die kruis, by wyse van spreuke, soos met ander woorde, die kruis beteken eintlik maar net Jesus het vir ons skuld betaal of Jesus het vir ons sondes gesterf. In plaas daarvan kry ons in die Bybel 'n verskeidenheid perspektiewe op die kruis. En een daarvan kry ons in ons teks vanoggend. In die Johannes-evangelie is die lam nie net 'n vroom titel nie. Dit is 'n ryk metafoor. Dit roep 'n wêreld op van onskuld en bevryding en versoening. Dit roep beelde en herinnering op van Israel in Egipte. Mense wat vasgevang is in slawerny, in 'n wêreld van mag en onderdrukking. 'n Wêreld waar die farao hulle laat verstaan, hierdie is 'n wêreld van skaarsheid. Daar moet altyd gestreef word na meer, na groter, nog harder werk. En dan ken ons die verhaal, word daar 'n lam se bloed aan die deurkusyn gesmeer en die dood gaan by hulle verby en God haal hulle uit 'n plek uit waar hulle gedink het daar geen uitkoms ooit weer kan wees nie. Daarom teen hierdie agtergrond is die lam in die eerste plek die een wat paaie oopmaak uit die plekke en die dinge wat mense gevange hou. So dit beteken 'n stuk bevryding. Nie net uit Egipte destyds nie, maar uit elke ding wat mense vasdruk en ingekeer laat leef. Elke ding wat jou laat voel, dit moet meer wees. Die lam roep verder 'n beeld op van offer en versoening. En ten spyte van die algemene siening so in die populêre geloof, het diereoffers in Judaïsme het nie die betekenis van die betaling van sonde gehad nie. Dit moet ons ook mooi verstaan. Sulke offers se betekenis moet eerder verstaan word dat dit herstel van verhoudinge meegebring het. 'n Herstel met 'n verhouding met God. Daarom is die vleis van diereoffers ook na die offerhande geëet. Dit was nie net geoffer nie, dit was gesien as 'n geskenk aan God, 'n geleentheid om simbolies die herstelde eenheid en die gemeenskap met God en met mekaar te vier. Ons moet onthou, in die Bybelse tyd was skuld nie sommer net 'n ligte ding nie. Dis nie iets waaruit jy maklik gekom het nie. Dit was gewigtig. Dit het op mense gedruk, dit het op verhoudings gedruk. En as mense dan nou offers gebring het, was dit nie 'n manier om God se guns te koop nie. Dit was 'n manier om te sê, Here, ons sukkel. Ons het skuld hieraan. Ons dra 'n stuk gebrokenheid saam met ons. En as Johannes dan nou sê, kyk die lam, dan sê hy nie, hier is nog iemand in die ry van al hierdie offers nie. Hy sê, hier's iemand wat nuwe inhoud gee aan hierdie hele offerstelsel. Dit kom wegneem, herstel bring in die plek daarvan. Bevestiging dat God die een is wat verhoudings herstel en in Jesus reeds herstel het. Julle hoor, dit word 'n plek eintlik waar God heel maak, waar God reeds in Jesus gedra het wat ons nie kan dra nie. En as Johannes sê, kyk die lam van God, dan sê hy eintlik vir my en vir jou, kyk die hart van God. Wat mense sien waar hulle swaar kry. Mense wat vasgevang is met geen uitweg nie. En die lam kom om hierdie wêreld heel te maak. In Jesus is daar 'n stuk heling wat plaasgevind het.
Dit is nogal bevrydend net om weer te besef dat God nie hierdie veeleisende een is aan wie geoffer moet word sodat die mensdom se sonde vergewe kan word nie. Dit staan nie voorop in die Bybel, hierdie prentjie nie in die Ou of in die Nuwe Testament nie. Jesus word eerder voorgehou as hierdie een wat by uitstek God se hart kom openbaar aan die kruis. Die een wat werklik liefgehad het en sy liefde tot in alle konsekwensies uitgeleef het. Maar Johannes sê ook, hy is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En ek dink hier help dit ons om een van die groter motiewe in die Johannes Evangelie in gedagte te hou. Reg aan die begin as Johannes oor Jesus wil begin praat, dan begin hy nie soos van die ander evangelies met 'n geboorteverhaal, Jesus se verhaal vertel nie. Nee, hy begin in die agtergrond is daar die Genesis 1 teks, die skepingsverhaal waar daar staan, God het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. In Johannes 1 lees ons, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En dadelik hoor 'n mens iets van die Genesis verhaal en God wat lig bring. En dan in die eerste hoofstuk word lig en lewe aan mekaar gekoppel. Net 'n bietjie verder vanaf vers 4, in hom was lewe en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. So sommer reg in die begin hierdie kontras tussen lig en donker, tussen Jesus en die duisternis van hierdie wêreld, Jesus en die gebrokenheid van hierdie wêreld, wat ons ook sonde kan noem. Dit help ons om oor Jesus se kruisdood as 'n blootlegging te dink. In die lig van die kruis word die duisternis en die gebruikenis van hierdie wêreld eers sigbaar. Met ander woorde, sonde van die wêreld wat weggeneem word weggeneem deurdat Jesus ons meegeneem het in 'n nuwe verstaan van wat sonde is. Met ander woorde, sonde is nie sommer net hierdie lysie van dingetjies, drank en kort rokkies en allerlei dingetjies wat ons nou al lysies van kon maak nie. Dit is nie om dit nou in die Bybelse konteks te plaas, die versuiming om die reinheidswette en die tempelmaatreëls na te kom nie. Dis ook trouens hoekom in Johannes daar gepraat word in hierdie teksgedeelte van die sonde van die wêreld. Met ander woorde, dis heel groter. Dis die duisternis van die kosmos wat hier te sprake is as jy na die Grieks kyk. Die eintlike sonde van die wêreld word blootgelê, hierdie behoefte om te vergeld, om te haat en dood te maak in plaas van lief te hê. Dit kry 'n dieptepunt aan die kruis. En dan kom Jesus en hy wys 'n ander pad. Deur aan die kruis te sterf, breek hy hierdie siklus van geweld en vergelding. Hy word die slagoffer van hierdie duisternis. Hy word die slagoffer van die haat. En dan ontdek sy volgelinge dat hy groter is as dit en dat hy voortleef. Jesus het nie met sy kruisdood God se hart kom sag maak nie. Hy het eerder ons harte sag gemaak, sodat ons volgelinge van hom kom word, om ook nie al ewig te wil vergeld nie. Maar eerder ook bereid te wees om onder onreg en mishandeling te ly. As hierdie ewige behoefte om altyd seer met seer te wil regmaak. Aan die kruis het hy ons gewys hoe om die pyn van gebrokenheid eerder in ons lewe vas te hou, toe te laat dat dit ons transformeer, eerder as dit om dit aan ander rondom ons oor te dra en net te wil vergeld. Een ongeregtigheid kan nie met 'n ander ongeregtigheid reggemaak word nie. Dis wat Jesus vir ons daar aan die kruis kom wys het. Inderdaad, 'n prys wat hy betaal om hierdie duisternis van die wêreld bloot te lê.
So julle hoor, dis nie dat Jesus een of ander magiese daad in die hemel verrig wat die wêreld van sonde en dood red nie. Jesus stel ons verlede, ons hede, ons toekoms in 'n totaal nuwe lig in terme van God se genade. Of soos Richard Rohr aangrypend oor hierdie spesifieke teksgedeelte skryf, Jesus did not come to change the mind of God about humanity. Jesus came to change the mind of humanity about God. This grounds Christianity in love and freedom from the very beginning. It creates a very coherent and utterly attractive religion which draws people towards lives of inner depth, prayer, reconciliation, healing, and universal at-one-ment, speel hy met die woord, instead of mere sacrificial atonement. Nothing changed on Calvary, but everything was revealed so we could change. Inderdaad, in die lig van die kruis word die gebrokenheid van hierdie wêreld sigbaar. Nou, Andries van Aarde het ons gehelp om te verstaan hoe Jesus se lewe en dood binne hierdie sosiale wêreld van stigma en uitsluiting verstaan moet word en hoe dit juis in so 'n wêreld 'n openbaring van God se hart word, die kruis. God wat nie met die maghebbers identifiseer nie, maar met die een wat ly onder die stelsel. En juis so word God se ontferming sigbaar. Vriende, dis nie uniek aan Johannes nie, dis een van die sentrale temas in die evangelie, dat hierdie ou verdelings tussen mense verval het en nie meer geldig is nie in die Jesusbedeling. Hierdie lam het nuwe verbindings gebring, of liewer hy het verborge verbindings weer oopgemaak, sou ons kon sê. Verbindings tussen God en mense, tussen mens en mens, tussen dood en lewe. Hy laat ons ontdek dat die diskriminasie wat gemaak word tussen Jood en nie Jood nie, skrifgeleerde, leek, vrou en man, swart en wit, volwassene en kind, eenvoudig net nie meer geldig is nie. Dat alles en almal wesenlik verbind is, en dat die eenheid eerder as die verdeling beklemtoon behoort te word. En hierdie eenheid, wat alles met alles versoen, word op 'n dramatiese wyse na vore gebring in Jesus se dood en sy opstanding. Ek dink jy kan hoor hoe hierdie stukkie publieke getuienis van Johannes die Doper oor wie Jesus is, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem, vir 'n gemeenskap wat uitgesluit en gemarginaliseerd is, radikale bemoediging moes wees. Om net weer te besef, in Jesus is daar radikale insluiting deur God. Die identiteit van daai gemeenskap word nie meer gebou op oral waar hulle uitgesluit word nie, maar op God se inklusiewe beweging na die wêreld toe. God wat hulle as dit ware intrek in die ligkring van sy genade. Kyk, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Tegelykertyd is dit 'n stuk bevryding. Maar is ook ontblotend, want dit wys die duisternis in hierdie wêreld, maar ook in elkeen van ons uit in die lig van die kruis. En as ons dit nou vir onsself moet vertaal vanoggend en ons sê nou maar hoe help dit? Hoe help dit ons as ons dan nou sê maar ons as 'n gemeente is verbind aan die lam van God? Dan dink ek kan ons die teoloog Moltmann gebruik om ons daarmee te help. Moltmann word gereken saam met Karl Barth as een van die grootste teoloë van die 20ste eeu. En Moltmann het hierdie boek geskryf oor die gekruisigde God. Jy sal sien The Crucified God. En Moltmann worstel deurgaans met hierdie vraag, kan die kerk relevant wees? Of laat ons liewer vra, hoe kan die kerk relevant wees? Met ander woorde, wat beteken dit dan nou vir ons vandag in 2026 dat Jesus die lam van God is, genoem word, beskou word? Dan sê hy, die versoeking in relevantie is altyd om so 'n bietjie with it te wees.
om so 'n bietjie te lyk soos die wêreld waarin jy is, om te moderniseer, om te sorg dat jy darm aanvaarbaar is en dat jy aantreklik is, dat dit lekker is daar by die kerk. So die versoeking wat relevantie aan jou stel, sê hy, is om dan nou dalk jou identiteit prys te gee, want in die strewe na relevantie, in die strewe daarna om tog maar gehoor te word deur mense, kan jy jou kernidentiteit prysgee. En dan kom Moltmann met hierdie ongelooflike kreatiewe insig in hierdie boek. Dan sê hy, eintlik staan die twee goed nie regtig teenoor mekaar nie. Hy sê, want as jy jou identiteit vind, soos hy dit skryf in die gekruisigde Jesus, ons sou vanoggend kan sê, in die lam van God, Jesus. As jy weet wie jy is iemand wat aan die gekruisigde Jesus behoort, dan is jy relevant. As jy verstaan dat jou identiteit draai rondom Jesus, hierdie lam van God, dan sal jy relevant wees, is Moltmann se redenasie. Hy sê ons hoef dus nie bang te wees vir die vraag of ons relevant is as kerk of as gemeente nie, want die gemeente se identiteit bestaan daarin dat dit mense is rondom Jesus, rondom die lam van God. As jy hier instap in die kerk, is hier 'n nagmaaltafel. Daar is 'n bord en 'n beker. Daar is 'n kruis in die erediensruimte. Alles simbole wat jou wil herinner waaroor dit vir ons gaan. So waarin lê ons identiteit? Nie in die feit dat ons almal dieselfde taal praat nie. Nie in die feit dat ons almal min of meer soort van homogeen ons eie ding doen nie. Ons identiteit as kerk en gemeente lê daarin dat ons volgelinge van Jesus Christus is. En dan het Moltmann nog 'n populêre boek geskryf, Jesus Christ for Today's World. En dan skryf hy interessant oor ons geloofsbelijdenis, sê hy. Hy dink baie maal ons sê net te min in ons geloofsbelijdenis oor Jesus. Hy sê as ons dan net so bietjie daaroor nadink, dan moet ons nie ten minste die volgende ook sê nie. En dan lees ek vir jou, ought we not to add, at least in thought, baptized by John the Baptist, filled by the Holy Spirit, to proclaim God's kingdom to the poor, to heal the sick, to receive the rejected, to awaken Israel for the salvation of the nations, and to have mercy on all human beings. En daarmee probeer Moltmann net sê, as jy wonder oor die relevantie van die kerk, is dit eintlik redelik eenvoudig. Verbind jou, weet dat jy verbind is aan die gekruisigde Jesus, waarvan ons al daai dinge kan bely. In 1992 het Alfred Loisy 'n stelling gemaak wat hom sy loopbaan as professor gekos het, en later ook sy betrokkenheid in die kerk, en hy het gewoon gesê, Jesus het die koninkryk van God aangekondig, met ander woorde God se manier aangekondig, maar toe kom die kerk. En dit klink nou so 'n bietjie siniese opmerking oor die kerk, Jesus bring die koninkryk en ag liewe tyd, toe kom die kerk. Die kerk met al sy dinge, die kerk met sy strukture, die kerk met sy dogmas. En dis eintlik waarteen Loisy dit het. Hy's nie teen die kerk nie, hy probeer net sê, as die kerk nie meer regtig die koninkryk wil dien nie, as die kerk vasval in 'n klompie dinge wat hy doen, dan is daai siniese opmerking dalk van toepassing. Maar sou hy saamstem met Moltmann, as die kerk, as ons weet wie ons is, as ons weet dat ons verbind is aan Jesus, die lam van God, dan is ons relevant. Daarom hoef 'n gemeente en 'n gemeente se kerkraad nie allerhande foefies te bedink oor hoe ons as 'n gemeente relevant in ons samelewing gaan wees nie. Hulle moet net gaan dink, hoe gaan ons dit regkry dat almal meer en meer ons identiteit begin verstaan en leef? So as hierdie evangelie in ongeveer 100 na Christus vir daai groepie gelowiges wil sê, weet wie julle is, weet wie julle God is, dan sal ons ook vanoggend kon sê, ons sal relevant wees as die kerk van die lam van God. Maar soos altyd
is dit altyd een ding om te weet wat jou identiteit is en om te sê, ja, maar nou, natuurlik, wie gaan nou daarteen stry as 'n kerk verbind is aan die gekruisigde Jesus? Dis mos nie goed wat gedebatteer word nie. Nou vat ek jou net vinnig weer terug na die doel van die evangelie wat Johannes daar sê, hierdie dinge is geskryf sodat jy kan glo, en dan sal julle onthou verlede week, die betekenis van daai woordjie glo, in die Johannes evangelie kom hy 98 keer voor, om loyaal en getrou dan nou te wees aan hierdie goeie nuus. So in die eerste plek, weet wie julle is verbind aan God, julle is ingetrek in hierdie ligkring van God se genade, maar daarmee saam, wees wie julle is. En daarom kan ons dit dink ek maar gereeld vir mekaar sê. Kerkvergaderings, met verklarings, gaan nie die kerk verander nie. Dis wanneer ek en jy ons identiteit gaan uitleef. Die wêreld gaan verander nie wanneer die noordelike sinode bymekaar kom nou weer in Oktober vanjaar en saam praat nie, of wanneer die algemene sinode wonderlike besluite neem nie. Die wêreld sal verander as ons op gemeentevlak ons verbintenis aan Jesus Christus, die Lam van God, gaan uitleef. As dit ware ons arms om mense vou, as ons iets van God se radikale inklusiwiteit en ontferming op gemeentevlak sigbaar maak. Dis wat die kerk relevant maak. Mense wat seker is van hulle identiteit. Mense wat ontferm omdat God die een is wat ontferm. As jy weet wie jy is, as jy verstaan wat jou identiteit is en as 'n gemeente identiteitsgedrewe is, 'n kerk identiteitsgedrewe is en jou lewe identiteitsgedrewe is, dan kan jy berus in die wete dat jy jou bevind in die ligkring van God se genade. Mag ons hierdie 7 weke op pad na Goeie Vrydag en Paasondag opnuut kyk na waar Johannes die Doper se vinger ons lei. Mag ons fokus hou op Jesus, die Lam van God, sodat hy inderdaad meer word en ek minder. En dit uiteindelik sal lei daartoe dat ons al hoe meer word wie ons reeds is. 'n gemeente diep verbind aan Jesus, die gekruisigde, die Lam van God. Amen. Ons gaan antwoord op die boodskap terwyl ons so sit, 'n lied saam te sing. Vervul, o Heer, my hart met stille wyding, waar ek herdenk die diepte van u lyding. As 'n poging om te sê, ons kyk daar na waar die vinger wys. Ons fokus op die Jesus. Ek sien u, Heer, die Lam van God. Ervaar, Heer, my hart met stille
Daar is ook nog geleentheid om die Here te dien met ons liefdesgawes. Dankie Joyce en Rolien, hoor. Ons waardeer julle ook vanoggend in die erediens. Nou, ons gaan afsluit met ons laaste lied. Bekende lied so in lydenstyd, middelpunt van ons verlange. Kom ons staan, ons sluit ons af. Liewe vriende, mag jy hier uitgaan die wêreld in. Mag die deernisvolle hart van God, soos gesien in Jesus Christus, jou vul met 'n nuwe perspektief op jouself en die lewe. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die nabyheid, die troostvolle nabyheid van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen.